Die lewe na die dood. Ons lees 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 34. Ek lees 'n paar jaar gelede 'n beriggie in 'n koerant wat my nekhare laat regop staan het. In 'n gevestigde gereformeerde kerk in Nederland preek 'n geordende leraar dat daar geen God is nie. God is net in die gedagtes van mense, so wil hy beweer. Van die lidmate was natuurlik baie ontsteld en uiteindelik is dit na die hoogste gesag, die synode verwys. Die synode se besluit was dat daar nie werklik gronde was waarop hierdie ateïs leraar afgedank kon word nie. Hy kon dus rustig sy ateïstiese leringe bly voortpreek. In ons eie land, Suid-Afrika, het daar enkele jare gelede onder 'n paar hoogsgeleerde teoloë die gedagte ontstaan dat Christus nooit opgestaan het uit die dood nie, maar dat dit slegs gebeur het in die gedagtes van sy disippels. As ek sulke dinge hoor, dan stoot daar so 'n naar gevoel onder uit my maag uit op. Hoe kan mense, veral hoogsgeleerde Bybelkenners, ooit so dink? Wat het verkeerd geloop in hulle lewens, dat die kern van die Christelike geloof vir hulle verlore geraak het? Hierdie is egter nie 'n nuwe gedagte nie. Paulus spook met presies dieselfde probleem wat sy kop uitgesteek het in die gemeente in Korinte. En hierdie probleem wil hy in die kiem smoor, voordat daar te veel kleintjies uitbroei. Ek het eenmal op 'n plaas naby Welkom gewoon. Vroeg een oggend skrik ek wakker van 'n aardige gedreun. Ek vlieg vervaard op, kyk by die venster uit. 'n Ry trekkers kom die grondpaadjie opgery en begin met hulle ploë die rooi aarde oopskeur. Wanneer hulle klaar die hele land omgeploeg het, saai hulle sonneblomsaad in die fore. Daardie aand stap ek in die aandskemer deur die land. Daar is geen teken van die saad wat gesaai is nie. Alles is begrawe en mors dood. Aand vir aand stap ek 'n draai deur die dorre land om te sien of daar nie dalk al iets gebeur het nie. Maar niks. Een oggend vroeg loer ek uit by die venster. My hart gaan wild aan die bons. Oor die rooi grond is daar so 'n vaag groen skynsel. Ek hardloop opgewonde na die land toe. So ver as wat ek kyk, is daar piepklein groen blaartjies wat deur die verstikkende grond beur. Ek wil uitjubel, daar's lewe na die dood. Hier is die klinkklare bewys. 'n Paar dae later is die lap dorre rooi aarde 'n welige groen tapuit van jong sonneblomplantjies. In my geestesoog sien ek al die massa goudgeel sonneblomme, swaar in die saad, gereed vir die groot oes. Alles was die moeite werd. Hoe waardeloos, absoluut bejammeringswaardig sou ons geloof nie gewees het as Christus nooit uit die graf opgestaan het nie. Paulus sê dat dit natuurlik sou impliseer dat daar ook nie vir jou en my 'n opstanding sou wees nie. Dan sou die beroemde fisikus Stephen Hawking reg gewees het met sy stelling dat die mens soos 'n rekenaar is. As jy die kragprop uittrek, dan is alles verby. Dan is jy mors dood. Ons weet egter anders. Ons het al telke male gesien dat daar verskeie ooggetuies was
van Jesus se opstanding uit die dood. Daardie selfde oggend, vroeg nog, het van sy volgelinge hom alreeds gesien. Dieselfde middag het 'n paar manne saam met hom na die dorpie Emmaus gestap en hy het met hulle gesels en vir hulle verduidelik wat gebeur het. Vir hierdie getuies was dit ook soos die sonneblomsaad wat hulle sien sterf het in die grond. En dan gebeur die wonder as die saad wat dood was, weer lewe kry en helder groen uit die dorre aarde uitbeur en wys dat daar waarlik lewe is. Die getuienis dat hy lewe en dat hy na die hemel opgevaar het, is absoluut oorweldigend, ten spyte van die skeptiese mense wat dit as stories wil probeer afmaak. Dit het egter vir ons ook 'n ander gevolgtrekking. As dit so is dat Jesus uit die dood opgestaan het, dan kan ons terselfdertyd aanvaar dat daar vir my en jou as gelowiges ook 'n soortgelyke opstanding uit die dood moet wees. Ons weet natuurlik uit die ooggetuies se verslag dat Jesus se opstanding nie alleen 'n geestelike opstanding was nie, maar dat dit liggaamlik was. Thomas kon sy vingers in die gate druk wat die spykers in Jesus se hande gemaak het tydens die kruisiging. Hy het saam met hulle op die strand gesit en geëet van die vis wat hulle gebraai het. Hy was nie 'n gees nie. Tog was sy liggaam anders, 'n verheerlikte liggaam. So sal ek en jy ook eendag na die dood opstaan en 'n wonderlike verheerlikte liggaam kry. Ons sal nie maar net gees wees nie, maar herkenbare mense met 'n onverganklike liggaam, sonder die beperkings van ons ou aardse tentwoning vandag. Die wonderlikste van alles is egter, dat ek en jy saam met Jesus sal wees, en hom kan sien in al sy heerlikheid en majesteit. As ons hierdie dinge begryp het, kan die gesegde, laat ons eet en drink, want môre sterf ons, nie meer deel wees van ons lewens nie. Want dan sal ons Jesus vandag ten volle dien ter voorbereiding van daardie groot dag. Kom ons bid. Here, ek wil U voluit lewe tot U eer, want heerlikheid wag op my wanneer ek eendag met 'n splinternuwe liggaam by U sal wees. Amen.